jy in die begin van die jaar by die Universiteit Stellenbosch aangekom het jy nie soos hierdie studente gevoel nie. Jy het meer soos hierdie student gevoel. Maar jy het jou eerste jaar oorleef. In my matriekjaar het die koshuislewe absoluut ideaal gelyk. Onafhanklikheid was waarna ek gesmag het. Maar na 'n paar maande se verblyf het ek besef dat hierdie onafhanklikheid nie altyd maanskyn en rose sou wees nie. Kan ek asseblief net omgekruis? In die koshuis moes ek gou daaraan gewoond raak om my ruimte met 'n kamermaat sowel as 319 ander dames te deel. Alhoewel ek 'n bietjie onafhanklikheid gekry het, moes ek leer om alles te deel, van die kombuis na die badkamers tot selfs my eie kamer. Op hierdie manier was die koshuislewe nogal 'n groot aanpassing vir my. Maar met die hulp van my mentor en ander senior studente het ek gou daaraan gewoond geraak. Ons het almal ten minste 'n paar grys hare bygekry as gevolg van hierdie vervoer in die vorm van bestuur na en van kampus. 40 minute in die verkeer klink miskien nie soos baie nie, maar dit kan maklik soos 'n ewigheid voel wanneer jou 4 uur lesing die lewe uit jou gedreineer het. Soggens is dit nie noodwendig makliker nie. Soms as gevolg van desperaatheid en gebrek aan tyd vir lesing, gryp jy onwettige parkering wat jou 'n lieflike boete van R500 kan verdien. Van parkering in jou bepaalde area is nie gewaarborg nie. Die aanvanklike bestuur na en van kampus is stresvol en frustrerend. Daar is baie faktore om te oorweeg, soos jou persoonlike veiligheid, veilige parkering en tuisbestuur, maar sodra jy daarvan gewoond raak, is dit makliker. Jy moet net leer hoe om geduld te beoefen. Maak seker jy 'n goeie speellys op jou iPad het, ingelig oor brandstofverhogings, padwerke en weet waar al die gratis parkering op kampus is. En die belangrikste, ry veilig. Toe ek nog by die huis gewoon het ek my kamer vuil gelos en as ek dan weer by die huis kom, is my bed gemaak, die kos op die tafel en altyd 'n hond wat bly is om my te sien. Toe ek in my woonstel ingetrek het ek besef dat dit waarin ek gewoond is, gebeur nie as jy alleen bly nie. As ek terugkom van klasse en weet ek het nie die skool goed gewas nie, gaan daar 2 keer soveel wees, want jou kamermaat het ook nog daai oggend geëet. Die verantwoordelikheid wat ek nog nooit geleer het nie, sukkel ek nou nog mee, om altyd seker te maak dat daar elektrisiteit is. Jy sit nog so lekker en kyk fliek, en dan iewes skielik is die hele flat donker, en jy sit sonder krag. As jy dan uiteindelik besluit om krag die volgende oggend te koop, besef jy dat jy laas Woensdag aand die res van jou kosgeld uitgegee het op kleinstalterij. Kos te maak, yskas vol te hou, skottelgoed te was, elektrisiteit te koop en die woonstel skoon te hou, was vir my die grootste verandering vandat ek die dag uitgetrek het en die verantwoordelikheid in my eie hande moes vat. Dit word gesê dat die eerste jaar die beste 2 jare van jou lewe is. Maar met 'n goeie ondersteuningssisteem hoef dit nie so te wees nie. Die ideale mense wat jou kan ondersteun is vriende en familie. Familie het jou lief en sal jou ondersteun deur dik en dun, veral in moeilike tye. Vriende ondersteun jou nie net om 'n goeie vriendin te wees nie, maar hulle kan met jou vereensalwig. Hulle is in dieselfde bootjie as jy en soek ook 'n goeie vriend om hulle te ondersteun en terselfdertyd stoom af te blaas. Stellenbosch Universiteit het ook 'n sentrum vir studentevoorligting en ontwikkeling waar studente berading kan ontvang wanneer hulle dit benodig. Ondersteuning is een van die beste geskenke wat jy verniet kan kry, behalwe vir drank. Om jou eerste jaar op universiteit te oorleef, kos vele opoffering en dissipline. 'n Groot aspek wat baie aandag verg in hierdie verband, is die balans tussen jou sosiale en akademiese lewe. Universiteit bring baie sosiale geleenthede oor jou pad. Som van hierdie geleenthede maak partykeer inbraak op jou akademiese bedrywighede. Jy staan baie keer voor die keuse van gaan jy lekker op die beach gaan lê of gaan jy nee sê vir jou vriende en die keuse maak om by jou boeke jou kosbare tyd te bestee
Hierdie twee genoemde voorbeelde kan maklik albei handhaaf word met die korrekte beplanning. Dit is reeds deur beplanning dat die balans tussen jou sosiale en akademiese lewe moontlik is. Beplanning word dus beskou as die sleutel van balans in jou eerste. As die korrekte beplanning dus gedoen en gevolg word, kan albei jou akademiese en sosiale lewens baie plesierige ervarings wees. Dit is tog belangrik om te onthou dat ons almal is hier om te leer en dat die meerderheid van jou tyd vir akademiese doeleindes moet wees. Die balans tussen jou sosiale en akademiese lewe is krities vir oorlewing en sukses in jou eerste jaar. Nou dat jy klaar is met jou eerste jaar by die Universiteit Stellenbosch, is dit tyd om vorentoe te kyk. Deur al hierdie verskillende ervarings en struikelblokke in jou eerste jaar, het jy geleer om spanning beter te hanteer. Hierdie is 'n belangrike eienskap om te hê. Jou loopbaan by die universiteit sal nog meer uitdagend wees in jou tweede jaar, en jy sal op die beginsels wat jy in jou eerste jaar geleer het kan voortbou. Met hierdie beginsels en 'n positiewe uitkyk, sal jy 'n suksesvolle loopbaan by die universiteit hê. So pak dit aan met albei hande.